vergadering van die hoofbestuur was in my baan voor die verkiesing. En hierdie is nou eerste na die verkiesing. En ek dink as daar 'n plakkaat nou opgesit kan word, dan moet dit wees die HNV was weer weg. Hoor. Die nie deelname aan die verkiesing het gewys hoe 'n groot deel van die Afrikaners self nie belang om aan hierdie verkiesing deel te neem. Jy sal onthou dat daar, nie deel te neem, maar ook die aard van die verkiesing, soos dat in die verlede gebleik het, die korrupsie wat daarmee gepaard gaan. Dat in hierdie verkiesing was daar 2 miljoen meer stembriewe uitgereik. Stemme in die stembusse as wat daar stembriewe uitgereik is. Nog groter korrupsie kan daar nie wees. Dit beteken net een, dit is stembriewe wat voor of tydens die verkiesing net deur die amptenare gemerk is. En nou kan jy maar nie vir wie het hy nog gestem. Dus alle stemme wat vir die ANC en die Communistische Partij uitgebring is. Nou, op ander manier kan enige partij meedoen om so 'n partij te verslaan. Wat is die sin van verkiesing as dit die korrupsie is wat er meer op pad gaan? En die wonderbaarlike ding is, dit word net eenvoudig verswyg. Dit word genoem en dan gaan die ander word er maar net aan. Niemand steur of verder daarna. Dis die een aspek van die saak. Die ander is natuurlijk dat die partye wat deelgeneem by die Afrikaner geleide partij, die nasionale partij, die AEP en die Vryheidsfront, vir hulle was dit feitlik 'n oefening in selfvernietiging. Hulle het met beskaam uit die verkiesing gekom. Die nasionale partij, moet u nog onthou, was in 1993, 6 jaar gelede, was hy die regering van hierdie land. Na die 94 verkiesing het hy 20% van die stemme gehad. Hy het 82 verteenwoordigers in die parlement gehad. Hy was die sogenaamde amptelike oppositie. Hy het nou 28 verteenwoordigers uit 400 in die parlement. Van die regering van die land in 1993 het hy nou 28 verteenwoordigers in die parlement. Nou hoe dink u, wat gaan gebeur in so 'n partij? Dit was een styl apartse gang vir die afgelope hoeveel jaar. En die natuurlike neiging in so 'n partij is, dat nou dros die mense nog verder weg van hom. Die Vryheidsfront, wat met 'n groot geskal tot stand gekom het in 1994, en met die belofte van de volksstaat aansienlijke steun onder Afrikaners gekry het. Hy het 9 verteenwoordigers in die parlement gehad. Hy het nou 3 uit 400. Dis die partij wat de volksstaat vir die Afrikaners kan word. Hy het dan nou bedink dat daar 'n volksstaatraad gestig word. En die volksstaatraad sal sorg dat daar 'n volksstaat kom. Die volksstaatraad is klaar afgeskaf. En nou begin die stryd in die Vryheidsfront. Vroeger was daar 'n Louis Botha hier van Rustenburg, wat so 'n kleurryke taal gebruik het. Op beslag het hy vertel van die daar in Engeland waar die swart en die wit is so by mekaar is en hoe die swart mans met die wit vroue strou. Hy sê, en in die kombuis, daar beklei hulle nou in die tafelnes en die klein baby. Nou, hier is het omtrent nou 'n geveg met die klein baby en die tafelnes. Constant Viljoen het
hom sy brief uitgestuur, waarin hy 20 vrae vra. Die eerste vraag is, of Constant Viljoen 'n goeie politieke leier is? Asof dit nog 'n vraag is wat gevra moet word. En dan hy 3 ander vrae oor, wat was dan nou die fout met die Vryheidsfront, dat die mense nie vir hom gestem het. Maar voordat die antwoorde nog kan inkom, is Beeld gister gesê, die Vryheidsfront twis kan die party skeur, in terme onmin oor die volksstaat ideaal. Hulle het hulle gaan verbind nou om Karel Boshoff se stof kom, en niemand stel eintlik daarin belang. En almal weet, dit is 'n totale fiksie. Ek het al woord van tevore gesê, dit is so 'n kruising tussen 'n klein munisipaliteit en 'n Joodse kibbutz. Dis al wat daar uit kan voorkom. Maar van 'n volksstaat niks. En nou sê die Koran, die Vryheidsfront se swak vertoning in die verkiesing het gelei tot 'n interne twis in die party oor die rol van die volksstaat ideaal, wat einde volgende maand gaan uitloop op 'n leierskapverkiesing, wat beslissend van die toekoms van die Vryheidsfront kan wees. Die korrigheid is, dat in die parlement word die Vryheidsfront verteenwoordig deur Constant Viljoen, Pieter Mulder en Corneille Mulder. Dis die caucus. Nou kan ek dink wat met daai caucus aangaan. Want die Mulders is lankal, het hulle mes in vir Constant Viljoen. Maar hy is die leier en hy is die voorzitter. Wat met daai caucus bespreek word in die lig van hierdie soort middag, sal ek graag hoor. En nou die eerste ding hierna die verkiesing is daar 'n tussenverkiesing in Stilfontein, dat vir die munisipaliteit. En hier is wat die lot van gister. AEB en Vryheidsfront gryp mekaar. Vryheidsfront en Groenewald kelder samewerk. As jy ook kan wil gehad het, hulle moet net een kandidaat stel. Die Vryheidsfront sê nie, hulle stel hulle kandidaat, en nou sê Kassie ook kan, hulle gaan nog 'n kandidaat stel. Dan moet jy daar net dink, dis nou die eerste werklike verkiesingsgebeurtenis na hierdie verkiesing van 2 Julie. Dis amper soos as daar 'n groot karrebeker by eindstryd was, en daarna het hulle so 'n kaalvoet onder 12 spaghetti wat speel. Wat dink jy nou gaan gebeur met hierdie? Dit gaan waarskynlik die laaste stuiptrekkings wees van albei partye. Want niemand op aarde sal belangstel om ons aan 'n munisipale verkiesing nou te gaan deelneem in 'n twis tussen 2 partye wat reeds feitelik hulle grafskrif geskryf het. Maar die politiek, ek dink wat ons nou dat die cricketspan verloor het, toe het Steve Waugh vir Hansie Cronje gesê, cricket is 'n brede spel. Die politiek is 'n brede stryd. Hierdie partye vind dit nou maar uit. Dis nie speletjies nie. En een van die goeie dinge wat met daarop gebeur het, is dat Timmy Groenewald het vir, jy weet, hy was aanvanklik in die nasionale raad van die provinsies gewees. Dit loop verskuif na Noord-Kaap toe, om daar te probeer vrede maak. Dit het net verder onmin gestig. Dit loop nie na die Gauteng toe geskuif. Hier is hy gou uitgeskuif, en hy vlug toe na Natal toe. Hy verwag, dat hulle sal genoeg verteenwoordiging kry daar, dat hy weer kan teruggaan in die nasionale raad vir die provinsies. Maar hy is nou werkloos. En ek dink, dit is een van die groot genades wat die verkiesing opgelewer het, dat hy genade van die verkiesing is. Dit was nou die baas breed achter die volksfront. Nou, wat die ander partye betref, die AEB met sy een verteenwoordiging in die parlement, hy is totaal machteloos. Hy kan nie as 'n sekondant kry as hy 'n voorstel sou maak. En wie van die ander partye sal wil saamwerk met die AEB? Wat verteenwoordig hy?
Wat kry jy by as jy die AEB kry? Wat se beleid het hy? Hy het na die verkiesing toe gegaan met eenheid. Verder niks. En agter hom sit die KP met sy bedenklike rekord. Die AEB het sy kantoor wat hy in Pretoria Noord gehad het hy gesluit. Hy opereer nou by die KP se kantoor. Natuurlijk kan albei die partye bly voortbestaan. Maar daar is geen verskil tussen hulle nie. Dit is maar net 'n kompakkies van die KP. En nou sit die KP met die probleem dat hy nie deelgeneem aan die verkiesing. Hy het klaar teruggetree ten gunste van die AEB. En hy kan, as hy wil voortbestaan, moet dit wees ten koste van die AEB. Maar hy kan dit nie doen nie, want hy moet die AEB in stand hou om Cassie Oukamp se posisie in die parlement te regverdig. Cassie Oukamp kan nie daar sonder 'n party wees nie. Hy kan nog nie van party verander. Hy word gebind om daar 'n verteenwoordiger van die AEB te wees. Hoe hulle hierdie knoop gaan deurraak sonder 'n groot krisis sal ek graag wil weet. Maar nu weet die AEB geen struktuur. Daar is geen tak of iets waar uit hy bestaan. Die koerant, die Patriot, word uitgegee deur die KP. Een van die eerste dinge wat ek in die slag gaan bly, is waarskynlik dat die Patriot sal nie kan voortbestaan. Want die KP het reeds sy strukture feitlik tot stilstand gebring, omdat hy nie aan die verkiesing deelgeneem het nie en sy steun aan die AEB gegee het. En sonder die partyse strukture is daar waarskynlik geen lewensmoontlikheid vir die koerant. Wat dit betref, dink ek kan ons aan, ons het by 'n keerpunt gekom in die Afrikaner politiek. Die skynregse party wat gestig is om die HNP te belemmer en die HNP te vernietig, het aan die einde van hulle pad gekom. Die nasionale party wat vanaf 1969 teen die Afrikaners geveg het, teen Afrikaner nasionalisme geveg het. Die KP wat gestig is om die HNP te vernietig, dit is, soos Connie Wilder gesê het, die HNP moet vernietig word, en daarna die Volksfront wat gestig was, om die HNP te betrek, en in daardie proses onder te dompel. Al daardie partye het hulle rol gespeel. En dit skep 'n nuwe toestand wat vir ons van die grootste belang is. Vir die eerste maal is die skeidslyn tussen die HNP en daardie partye absoluut duidelik getrek. Ons het nie deelgeneem aan die verkiesing nie. Ons is nie deel van die vredesproses wat hierdie partye deurgegaan het nie. En nou, hoewel ons nie deelgeneem het aan die verkiesing nie, verteenwoordig ons die sentiment van die grootste deel van die Afrikaners. Ek het daar geen twyfel aan. Die Afrikaners stel nie belang in die politieke prosesse van die regering nie. En ons standpunt is nie net, ons is buiteparlementêr nie, ons is buite die bestel. Ons neem nie deel aan die politieke prosesse van hierdie regering. Dis 'n groot verskil, want selfs 'n parlementêre party kan buiteparlementêr optree, deur massademonstrasies stel. Dis buiteparlementêr. Ons is buite die bestel. En daarom, met die verwikkeling wat nou gekom het in die opslag van die verkiesing, is dit wat heeltemal duidelik dat die HNP verteenwoordig daardie grootste deel van die Afrikaners. Hier is die finansies en tegniek, die uitgawe van die 20ste Junie, waar hy sê, dat is dus 3,6 miljoen mense het minder gestem as in 1994. En dit is 2 maal soveel as die 1,5 miljoen wat in die nasionale verkiesing
van die grootste oppositiepartij die DP gestem. En die berig sê, hierdie syfers illustreer dat die oppositiepartye se grootste vyand die wegbly stem is. Ons is die grootste vyand van hierdie partye, die Afrikaner partye. En hoewel baie Afrikaners wat nou gaan stem het, gestem het vir die DP, is dit interessant dat Constant Viljoen sy kommentaar was. Hy sê, baie Afrikaners het na die Demokratiese Party gewerk met sy konfrontasiepolitiek, omdat hulle geglo het dat dit is die beste manier om hulle onmiddellike bekommer aan te spreek. Hy sê, wit blankes het gegroepeer rondom die DP, omdat hulle 'n gevaar van swart eenpartij oorheersing gesien. Die belangrikheid vir ons is, dat hoewel mense vir die linkse partij gestem het hulle gestem uit verzet teen die swart regering. En dit is die grootste gemene deling onder die blankes, die gevoel van verzet teen hierdie swart regering. En die Afrikaanse partye wat deelgeneem het, die nasionale partij, die Vryheidsfront en die AFDP, het daardie eenvoudige politieke waarheid misgevat. Dink nou net, die nasionale partij se slaggreep was inklusiviteit. Wat hield dit aan? Kan jy groter politieke bog bedink as om 'n verkiesing te gaan veg met inklusiviteit? En wonder of een van hulle ooit verstaan het wat dit beteken. Die AEV wat gaan met eenheid. En die mense is in verzet teen hierdie swart regering. Nou kom pleit jy vir eenheid. In plaas dat jy bereid is om in stryd te gaan met hierdie bedreiging van jou volk en jou land. Dieselfde wat met Constant Viljoen, wat nog 'n soort afgewaagde selfbeskikking van die Afrikaners praat, maar versuim om werklik tot grepe te kom met die enkele politieke waarheid, hier is 'n bedreiging vir jou volk, en jy moet jouself daarteen verzet. Die paar dinge wat 'n mens moet aan dink. In die eerste plek, hierdie partye wat nou aan die einde van hul pad gekom het, hulle het opgehou, tenminste die rede vir hulle agteruitgang en 'n huidige krisis, is nie die besonderhede van 'n volksstaat en selfbeskikking en eenheid. Die groot rede is dat hulle het opgehou om te veg en hulle het oorgegee toe hulle die vredesonderhandelings gedoen het met die ANC. Daar het hulle die hele stryd prysgegee. En daarvandaan beweeg hulle maar net in die glystroom van die ANC. Hulle kan nooit weer regop om 'n stryd aan te knoop. Hulle was almal deel van die bedrog en die verraad, as gevolg waarvan die Afrikaners hulle vryheid verloor het. Die ANC, en het dikwels gesê, die ANC kon nooit die oorlog wen. Dit is aan hom, die oorwinning is op 'n skipbord aan hom gegee deur verraaiers van die Afrikaners. En daardie mense moet jy weet, watter geestestoestand is hulle? Oor die my vertel, hulle weet nie dat hulle verraad gepleeg het nie. En met daardie wete van hulle verraad, hoe kan hulle veg teen die produk wat hulle geskep het met hulle verraad? En die politiek het hier met 'n stryd te doen. En dit is 'n stryd teen
Dis die eerste wet. En dit is waar die Demokratiese Party die politieke werklikheid raakgevat het. Dat hy 'n beeld van homself geskep het van verzet teen hierdie swart bedreiging van die witman. Nu moet ek weer terugdink aan die politieke gedoente rondom die verkiesing. Die DP het nooit beleid gestel. Hy het net gesê, hy is teen die ANC, slaan terug. En dit moet jy van maar ook vir die ANC onthou. Daar is soms mense wat sê, julle moet nou vir ons sê, wat gaan julle doen? Asof dit die antwoord gaan wees op alles. Hier was die beste demonstratie van 'n party wat ver links is, wat jy skaars kan onderskei van die kommunistiese party. Maar hy trek regse stemme om een rede. Nie oor beleid nie. Die regse politiek verwerp sy hele beleid. Maar hy sê, op een manier trek hy die mense se stemme. Ek is teen hierdie swart regering. Punt. Dit moet ons besef. En dit is die hart van die politiek waaroor ek praat, die verzetpolitiek. Ons is in verzet. En as jy in verzet is, veg jy teen 'n bedreiger en 'n verdrukker. Jy kom nie dan met 'n halleluja terme vir mense vertel van 'n hele staat waar jy vir hulle in vooruitsig stel het. Jy is in die doodstryd teen 'n mag wat jy moet verslaan. En ons probleem is juist dat in die afgelope 20 jaar het die alliansie van die Nasionale Party, die NG Kerk en die Broederbond ons volk so verwar oor wat die vyand is, dat ons mense heeltemal gedisoriënteerd geraak het. En dit is waarskynlik die finale resultaat, dat Afrikaners wat in sy hart al hierdie sentimente en beginsels van die DP hartgrondig verwerp, hulle het gaan stem vir so 'n party, as gevolg van die verwarring wat daar geskep is. Ons mense is vervreem van hulle beginsels. Ons mense is vervreem van ons geskiedenis, as gevolg van die verraad van die Nasionale Party en die NG Kerk en die Broederbond. En daarom sit ons met hierdie toestand vandag, dat die DP is wesentlik die instrument van die Joodse geldmag. Dit aan die een kant. Aan die ander kant sê selfs van Seil Slabbert, 'n voormalige leier van daai party, hy sê ideologies is daar geen onoorbragbare verskil tussen die DP en die ANC. Met die ANC, die is nie met die ANC, dis die ANC Communistische Party. Hier sê die voormalige leier, daar is nie onoorbragbare ideologische verskil tussen die DP en die communisten. Aan die ander kant is hulle die instrument van die geldmag. En Afrikaners sê, kan nie besef die verwarring wat daar is. Onthou net altyd. Die foto wat van Afrikaner gepubliseer is, waar die geldinsameling van die DP begin het. Maar daar sien wat mense op die prentjie is. Daar is een Engelsman, Colin Eckler. Daar is twee sogenaamde vervloekte Afrikaners van Seil Slabbert en Zak de Beer. Maar 4 Joden, Harry Swartz, wat in die hoofbestuur van die Jewish Board of Deputies sit. Harry Oppenheim, die godfather van die hele linkse politiek. Helen Suzman en Tony Leeuw. Dis die aangesig van die DP vir die Afrikaners gesê. En jy moet maar daarop let.
wat nou al klaar gebeur het, in die konstitusionele hof is daar 11 lede. Daar is 1 Engelsman, daar is 1 Zulu, daar is 2 Khoisas, daar is 1 moslim, daar is 2 nie-praktiserende Afrikaners, Küchler en Akker. Maar daar is 3 volbloed Jode communiste, L.B. Sachs, Goldstone en Saxperson, die president. En nou sien jy wat gebeur, waar hy vroeger die hoofregter belangrike funksies vervul het, soos die insweer van parlementslede, is dit nou die president van die konstitusionele hof, Chaskellson, wat daar aan te vervul en na vore tree as die groot juridische persoonlijkheid in Suid-Afrika. Maar 3 uit die 11 van daai is Jode. Hoe kom dit? As Mandela sê, die instellings in die land moet die samenstelling van die bevolking reflecteer. Die Joodse Koran sê, daar is op die oomblik tussen 75.000 en 90.000 Jode in Suid-Afrika. Dis al. Maar hulle kry 3 verteenwoordigers in die konstitusionele hof. En dan, Gil Marcus, sy was tydens die strijd, het sy lekker in Highgate in Londen gewoon. Sy teruggekom en vir haarself 'n groot pensioen toegeken as gevolg van haar bydrae tot die strijd. En sy is eers aangestel as adjunkt-minister van Finansies en nou is sy die adjunkt-president van die Reservebank. Nou, ek dink nie besef hoe belangrik dit is. Want deur die beheer van 'n land se geld beskik daardie persoon oor die volle mag wat groter is as die politieke mag in Suid-Afrika, in so 'n land. Ek het van tevore vir u aangehaal en u kan dit maar gerus afskryf en dit goed daaroor dink. Dit was die ou Rothschild wat gesê het, let me but control the issue of a nation's money and I care not who makes the laws. Die politiek maak nie saak as ek die uitreiking van die geld beheer. En dit is wat die Jode nou reg gekry. Hoe Mboweni kan nie besef, wat beteken hy? As ek wil afskryf wat ek gesê het, en ek wil ek wil het herhaal, want ek het sê, nou, let me back control the issue of a nation's money. And I care not who makes the laws. Want jy moet besef, hoe Mboweni wat nou die president is dit 'n pop. Dit Marcus gaan die hele Reservebank bestuur. Nou as hy aangestel is, en die staar met 'n groot, amper kwartblad foto van haar gekom, met die onderskrif, the Queen of the Bank. Hulle weet onmiddellik, dis nou wat gebeur het. Nou moet jy besef, die regspleging in Suid-Afrika is in die hande van die Jode. Die uitreiking van Suid-Afrika se geld is in die hande van die Jode. En nou is die Jode en die Joodse leier nou ook leier van die amptelike oppositie in die parlement geworden. En dit met 'n bevolking van tussen 70 en 90.000 mense. Hulle het gepraat van 'n minderheidsregering toe die Afrikaners die land regeer. Hierdie is 'n groter minderheidsregering
as wat ooit in Suid-Afrika was. Ons is in daardie greep as gevolg van nie van die slimmigheid van die Jode nie, maar die frotsigheid van Afrikaners wat as leiers na vore getree het. Waar het dit begin? Toe John Vorster eerste minister geword het. Jy weet, ek het dit al van tevore vertel, maar Vorster se grootste vriend in die parlement was Delary Venter. Hy was die lid vir die DA. Maar Delary Venter se grootste vriend was die Jode 11 verseepend A.B. Bloomberg. Wanneer A.B. Bloomberg het net af en toe parlement toe gekom om 'n paar woorde te sê. En dan loop hy uit. Maar elke keer wanneer hy in die parlement gekom het en hy klaar gepraat en hy loop uit, het Delary Venter agter hom aangeloop. En hier is 'n advokaat in Pretoria, Piet Pelser, se seun. Piet Pelser was later minister van Justisie was. Toe ek met hom 'n gesprek gehad het, toe sê ek vir hom, sy pa, Piet Pelser, was 'n groot vriend van John Vorster. Toe sê hy, ja, maar hy was nie eintlik die groot vriend. Die groot vriend was Delary Venter. En jy weet, binne maande nadat John Vorster gekies is as eerste minister, toe sy dogter getrou in Desember 1966. Toe was die amptelike fotograaf van die South African Jewish Times, Kaufman, was hy die amptelike fotograaf by John Vorster se dogter se troue. Ek sê vir die, dis waar die verrotting begin. Dis nou die groot OB-generaal, wat toe die groot bevolking van die Jode politiek in Suid-Afrika geword het. En hoe net mense aan hom geglo. So, as ek sê, dis nie slimmigheid van die Jode, maar die verraderlikheid van Afrikaners, dan is die rekord daar. As ons nou praat met John Vorster, is dit net baie betekenisvol dat nou na die verkiesing, of althans nog, ja, dit is al na die verkiesing, is feitlik een van die eerste dinge wat weer opspraak verwek, is die sport, weer rugby. Wat begin het in John Vorster se tyd, 30 jaar gelede. En daar is begin toe met rugby, omdat dit 'n oorheersend Afrikaanse spel is. En daar moes die toegewings gemaak word. Nou, omdat rugby steeds oorheers word deur Afrikaners, duur die aanslag net voort. Nick Mallet, wat nie Afrikaner is, en wat seker nie eintlik Afrikaans enigszins goedgesind is, maar hy maak net 'n opmerking, hy sê, ek sal my nie laat voorskryf hoe spanne moet saamgestel word nie. Ek sal my laat lei deur meriete. En toe breek hel los teen hom. Julle beeld voorplat, Mallet kan hel toe gaan, as hy net wat is kies, sê hy sak hoe dit. Die Saturday Star, political pressure could rattle the box. Op die vooraan van die wedstrijd in Wallis vlieg hierdie klein oorholser na hulle toe om te sê, die swartes eis nou dat daar swartes in die spanne moet kom. Kan jy groter ontwrigting van 'n span kry as dit? Heeltemal berekend word gedoen. Hier is die Saturday Star, en dan dus van die volgende week, high noon for white box. Future test teams will have to field black players. And I said in Baruch, today's Millennium Stadium test against Wales will almost certainly go down in history as the last time an all-white Springbok rugby team took the field. While the South African Rugby Football Union are stopping short at this stage
of imposing West workers at national level, the groundswell of dissatisfaction at the slow progress being made in quest of to transform the game has made a self-imposed affirmative action policy and inevitable. Nou, u sien, dit gaan net op een, dit is om die Afrikaanse aansien en op elke terrein af te bring. Dit het niks met sport te doen. As dit gaan omdat sport moet verteenwoordigend wees, sportspanne moet verteenwoordigend wees van die bevolkingssamenstelling. Waarom kla hulle nie oor sokker? En sê, dan moet Afrikaners in die sokkerspanne wees. Hoekom dring hulle nie daarop aan dat swartes in die swemspanne moet wees? Ek wil baie graag, hulle moet hulle inbring. Sal soms soos klippe. En hulle sal nie weer kan opkom nie. Die mans getel by Nijdag nog. Hy sê dat hulle is bezig met diepsee dik. Hy sê nou geoefen. Hy sê die swarte wat daar gekom het, ook in op my kostuum. Hy het gedink, maar dis lekker sport. En hy spring door daar. Hy sê, ek val tot op die bodem en hy kon nie opkom. En hulle moes omreik. Maar ja, en nou sê die koerant ook dat die volgende sport is netbal. En die berig sê, daar is druk op die netbal omdat Afrikaans oorheersend is. Dis die woord wat gebruik. Niks met sport te doen, maar Afrikaans oorheersend. Jy sien, dis 'n oorlog wat teen die Afrikaner voortgesit word. En u moet besef, die wet van revolusie is, jy moet die momentum volg. Jy moet nie laat verslag. Daarom, as jy op die een terrein vaststeek, moet jy onmiddellik op die ander terrein. Hulle het net gewag na die verkiesing verby is. En nou is die druk weer op die verskillende sportsoorte omdat daar die aanslag op Afrikaans gemaak moet word. Maar ek het aan die begin gesê, dan behoort die plakkaat te wees, ja, hier was recht. Maar ons was recht van die begin af. Toe ons in 1969 gesê het, hulle wil nie swartes op die sportveld hê nie, hulle wil swartes in die parlement hê, net soos in die rest van Afrika. En toe sê André Streerweg, jy stig nie 'n party ter wille van sport. En nou het sport die instrument geword waardeur die Afrikaners gejag word om feitlik in vernedering, soos wat Mellert later moes doen, verskoning vra dat hy die uitlating gemaak het. Want as hy dit nie doen, dan is sy werk op die spek. Die groot verwikkeling wat 'n mens moet verwag na die verkiesing met Thabo Mbeki se slagkreet, together we will speed up change. En die voorsitter daarna verwys dat daar is nou 'n nuwe wetsontwerp oor wapenbesit. En die nuwe Afrikaner is daar 'n goeie samevatting van die bepalings van die wet. Ja, dit is miskien ook al gelees, maar laat my net vir jou van 'n paar weer laat kennis neem. Alle lede van die republiek wat in die besit is van 'n wettige wapenlisensie moet weer aansoek doen. Dis die sleutel. En in plaas van dat het jou R50 kost, wat het vuurwapenlisensie tot sover gekos het, kost het nou R500.
lisensie uitgereik word, sal 'n aansoeker 'n verslag van 'n sielkundige moet voorlê wat bevestig dat die aansoeker geskik bevind word om 'n lisensie te besit. En so 'n toets van 'n sielkundige kan jou nog R500 kos. Dis miskien 'n manier om werk te skep. Dat die sielkundiges werk te skep. Maar verbeel jou, hoe gaan 'n sielkundige nou bepaal dat jy bevoeg is om 'n wapen te besit? Maar dit alles om dit moeiliker te maak vir mense wat wapens besit. En lisensies moet elke 5 jaar hernieuw. En wapeneienaars sal nie toegelaat word om meer as 1 handwapen te besit nie. Streng beperkings word gewerk op die kaliberwapens en die lengte van die loop. Geen lisensie sal toegestaan word op handwapens met 'n kaliber, met 'n groter kaliber as .45 nie. En dan iets met daggewere, pistool mag nie 'n magasyn bevat wat meer as 9 patrone mag neem, kan neem. 'n Wapeneienaar word ook beperk tot die aankoop van 1200 patrone. En 4 wapens mag nie meer deur lede van die publiek verkoop word. Alle 4 wapentransaksies mag slegs deur gelisensieerde wapenhandelaars hanteer word. Nou, daar hoef nie enige twyfel te wees nie. Dat is totaal onsinnig om in 'n tyd van die grootste wetteloosheid en geweldpleging in ons geskiedenis te kom met 'n wet om wettige wapenbesit te probeer verongeluk. Daar moet baie groot rede wees waarom hulle dit wil doen. En dan kan 'n mens, soos ook daar geredeneer word, aanneem dat hulle wil die Afrikaners ontwapen. Maar hoekom nou juist op hierdie tyd? Dit is een van die miskien betekenisvolste feite wat ons sal moet onder oë sien. Ek dink dit is net redelik om aan te neem dat die ANC Communistische Party antisipeer iets ernstigs in die voorsienbare toekoms, wat dit wenslik maak dat hulle die mense se wapens moet van hulle wegneem. En nou daaroor kan 'n mens spekuleer. Maar, jy weet, in hierdie jaar, die einde van hierdie jaar, is daar ernstige vrae of die oorgang na die jaar 2000 nie 'n kortsluiting gaan veroorsaak in die rekenaars. En dat dit 'n hele kettingreaksie gaan veroorsaak in die voedselvoorsiening, in die vervoer, in die watervoorsiening, in die kragvoorsiening, en dat dit chaotiese toestande kan skep. Daar is van die skrywers wat sê dat as gevolg van die moontlikheid dat water en kos en krag nie beskikbaar sal wees, kan dit lei tot grootskaalse misdaad en plundering. Mense wat nie kos het, sal plunder. Jy sal nie kan ry nie, jy sal op die pad aangeval word deur mense wat heeltemal hapeloos geraak. Die moontlikheid dat daar dan deur die weermag ingetree sal word om die toestand te beheer, dit word ernstig oorweeg in baie van die Amerikaanse state. Die staat Oregon het reeds skuilkelders gebou waar hulle mense kan laat ingaan om hulle in daai tydperk te versorg. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, maar die feit is dat hierdie wet word nou ingebring. En daar moet 'n rede wees waarom hulle ernstig is om nou so 'n wet op die wetboek te kry. Rondom die rekenaarsprobleem en die eeuwrente, het een van die skrywers daarop gewys
dat die probleem ontstaan omdat die syfers 1,9 is nie ingewerk in die rekenaars nie, om ruimte te spaar. Hulle het net die laaste 2 syfers van die jaartal gevat. En dit beteken wanneer die jaaroorslag van 99 na 2000, dan sal die rekenaar in meeste gevalle terugwerk na 0. Dan registreer hulle 1900. En een van die skrywers het al gewys dat op die 9de September van jaar is dit 9999. En dit kan reeds 'n groot probleem by die rekenaars veroorsaak. Omdat dit kan al reeds vir die rekenaars sê, nou moet jy omslaan na 0. Ja. As 'n mens, dat is die een aspek van die saak. Die ander rede waarom daar in die termen gedink word, is dat met die herdenking van die Vryheidsoorlog sal daar ook weer 'n oplewing van gevoel wees wat vir so 'n korrupte regering probleme kan lewer. Nou, voor ek daaroor praat, ek dink dit is so 'n belangrike ding dat die hoofbestuur vandag moet oorweeg om 'n verklaring uit te reik oor die saak. En hier is 'n konsep wat daaroor opgestel is. Ek lees dit nou vir u. Die hoofbestuur het op 17 Julie besluit om landwyd 'n petisie te loods teen die voorgestelde wapenwet, omdat die wet 'n ingrypende aantasting van eiendomsreg sal wees en die blankes sal uitlewer aan plunderaars en moordenaars. Die instelling van hierdie wet is die eerste tasbare uitvoering van die ANC se onderneming to speed up change, wat alles ten koste van die Afrikaners en hulle blanke landgenote bedoel is. Die ANC gee voor dat die instelling van die wapenwet daarop gemik is om misdaad in Suid-Afrika te bekamp. Dit is totale onsin. Misdaad word gevoer deur onwettige wapens. En 95% van alle moorde wat gepleeg word ongelisensieerde wapens gebruik. In die meeste gevalle AK-47's. Deur die wapenwet word nie teen die misdadiger opgetree nie, maar teen die wetsgehoorsame burgers. Die vraag is, wat is die ANC-SAKP regime se oogmerk met die wetsontwerp? Wat antisipeer die regime dat hy nou met die wetgewing kom? Die realistiese veronderstelling is dat die regime binne afsienbare tyd 'n toestand voorsien waarin die blankes se regte en veiligheid so ernstig aangetast sal wees dat hulle verplig sal wees tot selfverdediging. En blykbaar wil die regime hulle die moontlikheid ontneem. Daar is geen ander sinvolle verklaring vir die wetgewing nie. Dan moet besef word dat die ANC-regime nog steeds in 'n oorlog teen die Afrikaner volk is. Vandaar die veronregting van die taal en die onderwys, die ekonomiese verdrukking en sosiale verdrukking van die Afrikaner. Redelikerwys kan verwag word dat daar groeiende verzet teen sal wees. Sou die wapenwet aanvaar word, sal die ongelisensieerde misdadigers die enigste gewapende, of althans sal die ongelisensieerde misdadiger die enigste gewapende individu wees en sal die wetsgehoorsame burgers uitgelewer wees aan gewapende moordenaars, verkrachters en rowers en in geen posisie wees om homself of haarself tydens aanvalle te kan verdedig nie. Die nuwe wapenwet beteken ook dat die wapeneienaars se konstitusionele regte oor eiendom geskend word. Indien sy wettige wapen gekonfiskeer kan word sonder enige vergoeding, dan die beginsel uitgebrei word na die wettige besit van gelisensieerde voertuie en selfs vaste eiendom, soos 'n woonhuis, plaas, ander eiendom, sakeonderneming ensovoorts, te konfiskeer sonder vergoeding. Die ANC hoofbestuur beskou die wapenwet as 'n ingrypende aanslag op die veiligheid van die blankes in Suid-Afrika
Die hoofspreker beroep op alle blankes om met daadkrag die beoogde beperkings teen te staan en te weier om nuwe wapenlisensies uit te neem. Die blankes in Suid-Afrika het met groot sukses geslaag om nie nuwe lisensies te betaal. Verwerp ook nou die wapenwet deur nie die nuwe vereistes na te kom. Petisielyste is beskikbaar van die hoofkantoor. En dan is die bewoording van die petisie, die voorgestelde wapenwet is 'n ingrypende aantasting van eiendomsreg en 'n uiters ernstige vergreep teen die veiligheid van wetsgehoorsame burgers in 'n tyd van ongekende geweldpleging. Die beginsel van die wet druis in teen alle aanvaarde norme van persoonlike regte en is 'n bedreiging van die handhawing van 'n ordelike samelewing. Ek, en dit is nou die persoon wat teken, ek behou my die reg voor om in die lig hiervan my belange te beskerm op enige wyse wat dienlik is, selfs deur weiering om opnuut aansoek te doen om 'n lisensie vir 'n gelisensieerde wapen en my te laat ontwapen. Ons gaan daaroor sal iemand besluit of ons so 'n verklaring uitreik en of ons petisie sal tog moet begin. Maar u moet besef, die oorlog teen die Afrikaners gaan voort. En dit is nie net 'n geestelike oorlog. U moet onthou, die oproep van die ANC was kill 'n beval, kill 'n boer. U moet besef, dis nie net boere. 'n farmer is 'n boer, maar 'n boer met 'n hoofletter is 'n Afrikaner. Dis die tweeledige. Die moet die boere uitwis, maar ook die Afrikaners. En daardie oproep, die staan nog. Nou, waar gesê, hierdie jaar is 'n belangrike jaar en dit kan ook wees dat die ANC rekening hou met die gevoelens wat gaande gemaak sal word van jaar. By die herdenking van die uitbreek van die oorlog en die verloop na die 1900. En die hele doel met hierdie herdenking is by die Afrikaners natuurlik om ons volkstrots weer op te wek en aan te wakker. Maar die besef dat die regering het sy eie program wat net daarop gebuk is om 'n soort toeriste aardigheid te maak van die herdenking. Hier is byvoorbeeld 'n rapport van 30 Mei vanjaar. So lyk die herdenkingsprogram vir die jaar 2000. Dis 'n besoek aan 'n slagveld, dis 'n klompie lesings en wat is meer sy, dis vir die jaar 2000. Hier is die feesprogram vir 2001, 2002. Dis maar dieselfde soorte. En baie goed gekose veldslae en gebeurtenisse soos die ontsetting van Mafeking en Kimberley en Davie Smith van groot voorrang kry, baie minder klem op die veldslae soos Stormberg en Colenso en Maasfontein, waar jy kan duidelik sien hoe die ding gekantel word om 'n soort ewenwigtige beeld te gee van net bloot historiese belang, akademiese belang, toeriste aantrekking. En die organisasie wat nou aan die Afrikaner kant, die Volkskomitee, waarin daar goeie ANC mense teenwoordig is, die sit met die probleem dat omdat die Afrikaners nou verdeel is in verskillende politieke partye, wil hulle blykbaar die hele herdenking losmaak van die politiek. Hier is 'n berig wat in beeld verskyn het daardie dag. Maar sê, geen toespraak sal plaasvind nie. Dis nou by die 9 Oktober hier by die monument. Maar 'n aandgodsdienst sal gehou word.
'n tabloe met die historiese vryheidsstrewe van die Afrikaner as tema sal aangebied word. Hoewel, en as sê die berig, hoewel die vryheidsstrewe dan vandag deurgevoer sal word, het professor Hendrik van der Wateren, voorsitter van die komitee, onderneem dat daar nie by enige huidige politieke gesprek betrokke geraak sal word. Nou wat enige huidige politieke gesprek betref, wat dit beteken, moet u weet, kan baie korrige dinge afneem. Dit lyk asof dit die bewoording is, dat politiek glad nie enigszins by enige van hierdie geleenthede genoem sal word eers. Dus as ek sê, die probleem is blijkbaar, dat as jy daar 'n politieke toespraak sou kry, of althans 'n toespraak sou kry, dan moet jy nou besluit, wie gaan dit nou hou? En nou wil die volkskomitee nog goed moontlik nie vir Constant Viljoen daar hê, maar nou moet, terwyl het daarvan, moet die fees nou glad geen toespraak hê. Nou my probleem daarmee is, dat toe John Foster met sy politiek begin het dit begin in die nasionale perskoerante, dat nou moet daar nie meer toesprake wees by geloftedag. Daar moet nie meer toesprake by kleurdag wees. En geleidelik het hulle net al hoe meer die mense wat in die nasionale party was, die leiers, het nooit meer by so 'n geleentheid opgetree. Kan nie vir jouself net indink dat ek weet 'n klerk so by 'n geloftefees opgedaag om 'n spreker te wees. Hulle het net eenvoudig dit doodgemaak. Omdat die retoriese aanbieding van 'n volk se historiese gegevens het 'n mag om mense te roer. Dit is die groot betekenis van toespraak. Maar as jy sê daar sal geen toespraak wees by waarskynlik die belangrikste enkele ding in die Afrikaner volk se lewe nou in hierdie krisis, die herdenking van hierdie oorlog. Dan moet ek vir sê, dan dink ek, gaan daar ernstige misvatting wees. En ek kan verstaan wat die volkskomitee se probleem is. Maar dan wil ek vir dadelik sê, sonder om in te gryp in hulle program, om 'n botsing te veroorsaak, as hulle nou sê maar op die 9 Oktober by die monument is, dat ons dan op een of ander manier iets anders wil. Sal ons as Afrikaner, as die verteenwoordiger van Afrikaner nasionalisme, sal ons moet praat oor hierdie oorlog. En ons sal ons eie program moet reël. Wat hoef nie te botsing? Maar dit ons sal in die hande van hierdie vyande en die liberaliste speel, as ons die fees laat verbygaan op hierdie manier. Dat is waarskynlik niks beter wat hulle kan verwag as dat so iets sou gebeur. Die moontlikheid om werklik van hierdie herdenkings 'n baie groot geleentheid te maak, wat nie net Afrikaners weer met trots sal vervul, maar weier sal vat oor die hele samelewing, is so groot dat ek dink nie ons kan besef heeltemal hoe groot dit is. Ek kan nie onthou of ek vir van tevore by die hoofbestuur verwys het na die berig wat in beeld verskyn het. Dit was in my maand, die 19 Mei. Hier buitekant Pretoria is die Sammy Parks Museum. En hulle neem skoolkinders so toe om vir hulle die dinge daar te wys. En onder andere het hulle toe die Brooklyn Primary School, 'n Engelse skool, so toegeneem. En
nou wys hulle die kinders al die goed wat daar binne is, maar daarna gee hulle vir die kinders houtgeweer. En dan laat hulle 'n geveg plaasvind tussen die boere en die Engelse. En luister net wat sê Bill. Voor die geveg word die reëls van die spel uiteengesit. Boere en Britte het verskillende kleure bande vir hulle arms gekry. En die seuns wil graag boere wees. Die Engelse skoolkinders wil boere wees. Maar dit wys vir u hoe groot die potensiaal is as Afrikaners daardie herdenking wil voel as trotse nasionaliste. Die uitstralingseffek daarvan op ander in Suid-Afrika is byna onberekenbaar. Maar dan moet dit aangebied word op 'n manier wat ons werklik die Afrikaners se trots sal aanspreek en hulle op die manier laat uitreik na die mense buite ons eie geleedere. Ons moet besef dat hierdie herdenking van die Vryheidsoorlog, afgesien van wat ek nou vir u gesê het vir ons die uiterste belangrike betekenis dat die HNP vir hom die claim afgesteek dat hy is die enigste groep Afrikaners wat werklik aanspraak kan maak op die erfenis van die Bitterenders. Net soos die Bitterenders geweier het om oor te gee, het die HNP in die politieke stryd geweier om oor te gee. En net soos wat die Bitterenders na die vrede van vereniging die groeipunt was in die Afrikaner politiek, geweier het om op te gaan, soos Botha en Spits, of in te gaan, soos wat die volksstaters in die parlement wil ingaan, het ons die stryd voortgesit om weer ons vryheid te herwin. In elke sin van die woord is ons die werklike erfgenaam van die gees van die Bitterenders. En om daardie rede is dit vir ons net so belangrik om na vore te tree as die mense wat die gees van die Bitterenders verteenwoordig, terwyl hierdie herdenking van die oorlog aan die gang is. Dis die twee redes waarom ons sal hier betrokke moet raak, sigbaar in die openbaar betrokke moet wees by die herdenking van die oorlog. Ons sal moet ook besef dat nou dat die verkiesing verby is daar 'n hele nuwe toestand wat die politiek betref. En net soos in die oorlog, toe dit sleg gegaan het, en party van die boere oorgegee, ander net huis toe gegaan, na mate die Bitterenders aangehou het met die oorlog, het daardie mense weer in die stryd teruggekom. Ons sal dit nou weer ervaar, dat mense wat in die KP en in die Vryheidsfront was, en wat nou afvallig geraak het, nou dat die partye tot niks gaan, daardie mense het die potensiaal dat ons hulle weer kan betrek in die stryd. Maar dan sal ons die aantrekkingskrag vanuit Afrikaner nasionalisme weer moet sterk maak om hulle te trek. Die moontlikheid om daardie mense te bereik, dink ek is baie groot. Ons moet net daarin slaag om met hulle in gesprek te kom. En een van die middels wat ons het, is die Afrikaner Koerant. As ons dit ons prioriteit maak om nuwe mense te bereik deur die Koerant, dan skep ons die voorwaarde vir daardie mense om weer in die stryd teruggetrek te word. En ons sal moet besef dat in die verval van die afskynregse politiek het daar feitelike vakuum ontstaan. En ons sal moet die beeld van die HNP as die verteenwoordiger van Afrikaner nasionalisme stelselmatig moet bou. Ons is die party in verzet teen hierdie swart verdrukkers
wat op ons is. En daar, ek het van voor gesê, nasionalisme is die grootste mag op aarde. En daardie basis van die nasionalisme word deur ons besef. Die hele vergang van die politiek in Suid-Afrika wys vir ons dat daar gaan 'n kortsluiting kom, omdat van die kulturele gelykmaking wat hulle beoog en die ekonomiese gelykmaking sal niks kom. Alles wat hierdie regering doen is net 'n herbeklemtoning van die verskil tussen swart en wit, met 'n groter klem op die swart. En die blote aanhoudende beklemtoning van die swartes wat nou moet reggestel word, is net 'n beklemtoning van die rasse en etniese verskille. En dit gaan waarskynlik vorentoe die groot probleem veroorsaak. En die verhouding nie net tussen wit en swart nie, maar tussen swart en swart in Suid-Afrika. Die hele verloop in Sentraal-Europa met Bosnië, Kosovo en ander van die state in Afrika, was nou die dag 'n berig dat, ek kan nie onthou nie, maar ek dink 9 state in Afrika is haar op die oomblik geweld en oorlog aangaan. Net as gevolg van die etniese verskille. Ons moet besef, as ons die nasionalisme van die Afrikaners verstaan, dit is die skeppingsmag in die hele Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die Afrikaner nasionalisme was die skeppingsmag. En dit is net hierdie party wat in staat is om daardie mag weer 'n bewegingsmag te maak. En met die verloop van die politiek na die verkiesing, is daai geleentheid vir ons waarskynlik nou so oop en bloot, dat dit gaan net vra dat ons sal moet ons organisasie regkry. Ons kan ons die vloei van ons propaganda, die uitbreiding van die Afrikaner se leserskrif kan net geskied as ons organisasie regkry. En ons sal moet besef, dit sal moet gepaard gaan met wet. En daar is nie 'n maklike manier. Ons sal moet besef, as ons die mense wat nou beïnvloedbaar is, wil beweeg tot 'n nuwe benadering van die politiek, nadat hulle gesien het waarop hulle party uitgeloop het, dan sal ons die boodskap by hulle moet kry. En dis die onmiddellike uitdaging waarvoor ons staan. Maar met wat vir ons in die hand gegee word, met hierdie herdenking van die Vryheidsoorlog, met die sigbare verval van hierdie partye, dink ek, is daar vir ons voor die einde van die jaar 'n groot ontwikkeling in die politiek, wat net kan bevorderlik wees vir die herlewing van 'n gevoel van volkstrots in ons, in die Afrikaanse lewe, en dit oor te dra op die politieke stryd. Ek kan nie vir u genoeg beklemtoon dat ons het in 'n nuwe fase in die politiek inbeweeg, wat enorme belofte vir ons inhou, as ons in staat is om daardie geleenthede behoorlik te benut.